Weer eens welkom vir die wat ook op die livestream saam met ons is. Mag die Here ook vir jou seën. Ek wil hê jy moet die woord van die Here in jou hand neem en dan in die lig hou. Ek wil jou altyd motiveer om jou Bybel saam te bring. Jy moet leer om jou eie Bybel te gebruik. Dit help nogal baie as jy daar buite werk. Kom ons sê die volgende agter my aan. Hier is my Bybel. Dit is die woord van God. Dit deel met my verlede. Dit gee my rigting vir die toekoms. En dit help my om nou betekenisvol te lewe. Kom ons laat sak die Bybel. Amper raak ek nou self deur mekaar wat ek altyd sê. Kom ons blaai daar na 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12. En ek gaan weer vanoggend probeer om op hierdie ding te skryf. Ek gaan probeer om nie so lank te bedien soos laas nie. Ek gaan al hoe beter raak glo, ek sê dit in geloof. So as julle net vir my kan cast daar op die skerm en as die mense op die internet dit ook kan sien, sal dit gaaf wees. Ek gaan nie om as ek so 'n bietjie wegraak nie. Ek wil amper sê vir die kameraman, maar vir die kameravrou vanoggend, hy sal die hele tyd aan die kant van my verskyn as ek reg is, né, Stefan? Verskyn hy hierdie kant van my die skerm. So as jy my in die beeld kan hou, dan die kant, né? Goed. Right, kom ons gaan lees daar saam. 2 Korintiërs 12, ons gaan begin daar by vers 1. Ek wil die eerste 6 verse vir jou lees net as 'n agtergrond. Ons gaan eintlik van vers 7 tot vers 10 vanoggend saam behandel, maar kom ons begin daar by vers 1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Maar miskien net vir 'n oombliekie stop. Paulus sê, hy sê dit help nie ek probeer myself nou voor julle, jy weet, vir julle wys hoe smart ek is. Hy sê as ek dit moet doen, moet ek met julle al die openbaringe en gesigte deel van die Here. Hy sê dis eintlik waarop ek staan. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of dit buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. Ons gaan net tot daar lees. Jy kan jou Bybel gerus oophou as jy wil. Miskien net weer vir jou sê, hoekom ek dit skryf, is vir die wat afskryf, dat jy maklik kan saamskryf. Dis een ding om 'n hele presentation op te sit, nie 'n probleem met 'n presentation nie, maar jy kan nie 'n presentation altyd afskryf nie, behalwe as dit baie eenvoudig is. So, ek skryf teen 'n sekere spoed, so nou kan jy lekker saam met my skryf teen 'n sekere spoed. As jy wil saam, dis van julle wat sê, julle is nie die skryftipe nie, ek verstaan dit, dis alright, jy hoef nie te skryf nie. Laat jou vrou skryf. As jy een het. So, Paulus kom in hierdie laaste paar hoofstukke, en hier is nogal belangrik, as jy gaan kyk daarvan hoofstuk 10 af, van 2 Korintiërs 10 af, ons is nou by 2 Korintiërs 12, sien ons, dat Paulus is besig om homself voor te stel, as 'n apostel geroep deur die Here. Wie van julle weet, dis geen mens wat jou kan vrystel nie. Dis God wat jou vrystel. Ons kan net dit erken in iemand se lewe. Dat iemand salwing dra, dat iemand vrygestel is deur die Here. Maar dis God wat dit doen. Amen. En net so wat Paulus aanbetref, ek noem altyd Paulus die 13de apostel. Paulus uiteindelik toe nou kragtig tot bekering kom, roep God hom in hierdie apostelskap in. Deesdae wil almal hulle self apostels noem. Dit is eintlik vir my baie keer net crazy as ek daarna kyk. Ja, kom ons los dit daar. Ek dink nie almal is apostels nie. Ek dink dis die Here wat jou roep as apostel, en 'n apostel moet Christus gesien het. Dis die groot voorwaarde. Jy moet Jesus kon sien, of soos Paulus in die gees kon sien, daar in Handelinge 9, toe hy van sy perd afgeval het en God aan hom verskyn het. Ons sien, Paulus sê dat hy nie oor homself roem nie, en wanneer hy praat oor sy hemelse belewennisse,
Met God praat hy eerder van 'n man. Van watter man praat hy? Hy praat van homself. Hy sê, ek wil nie eintlik van my sê, hy sê, ek praat maar van daai man wat die Here gesien het. Dis eintlik van homself wat hy praat. Want hy sê, ek wil nie myself boost by mense nie. Dis so maklik, vir my as 'n leraar, wat hier by my kanseltjie staan, ek het 'n bietjie my kansel wat Louis daai tyd vir my gebou het. Louis, ek gebruik 'n bietjie jou kansel hierso. Hy is stewig, en kan hy my kansel ronddra, want hierdie ding is te swaar. Nee, want hulle dra my kansel heeldag rond. Ek het ook 'n reg in hierdie gemeente, om dan ook 'n plekkie te hê, né? Nie net die band nie. Nee, maar hy's net lekker groot, hy werk lekker met hom. Ou kan 'n kansel geleentheid gebruik en dit misbruik as jy wil. As ek wil, kan ek in jou polis hier van voor af koop. En baie van julle gaan my glo net by my koop. Is dit nie so nie? Ek kan prosperity preek. Ek kan baie goed kwytraak hier. Ek sidder partykeer as ek luister na wat mense vir my sê, en sê hulle vir my, jy het 5 jaar terug dit van die kansel af gesê, en van ek staan op hy woord, dan dink ek kan nie eens hy woord onthou nie. Dan besef jy, daar's mense wat na jou luister. Daar's mense wat staan op wat jy sê. So dis waar, nou ek is 'n glad nie wat Paulus was nie. Maar Paulus het dit geweet. En Paulus het gesê, ouens, ek is nie hier om myself aan julle te verkoop nie. En as ek nou onthou, gaan ek vir julle skrifgie daarvoor gee. Hoe hy praat van baie ouens wat hulle self apostels noem. Net soos vandag. Daar's skrif daarvoor, het julle geweet. Paulus het geweet, daar gaan ouens wees wat hulle self apostels noem. En in sy tyd was daar ouens wat hulle self apostels genoem het, wat God nooit geroep het as 'n apostel nie. 'n Vriend van my gaan nou dag en hy gaan besoek 'n prediker by sy kantoor. Die prediker het hom gevra om te kom besoek. En toe hy instap, het sê die sekretaresse, kom ons sê nou maar, hy is apostel Pochempoel. Sy sê, jy moet net onthou, as jy met die profeet praat, moet jy hom aanspreek as apostel. Hy sê, sit daar. Sy gemeente is 3 keer die ou se gemeente, maar hy moet nie ou apostel nie. Sy sê, sy sê die mense wat in uitstap praat van die apostel en die profeet, dis waar hoe hulle van hom praat. Ek dink dit is 'n bietjie aanstellerig, maar kom ons los dat ek wil nou nie negatief raak oor die goeders nie, maar dis gevaarlik. Nou, Paulus, ons gaan nou hier lees van Paulus, wat praat oor die doring in die vlees. Hy praat van 'n doring in sy vlees. Nou weer eens, ons ouens in die vernuwing het 'n antwoord vir wat daai doring in die vlees is. Maar kom ek sê nou vir julle, ek moet my integriteit bou en vir jou sê, ons weet nie wat die doring in die vlees is nie. Ons weet dit nie. Ek hoor ouens se teorieë, maar jy moet altyd jou integriteit behou. Ons weet nie wat hierdie doring in die vlees was nie. Maar en dan sien ons ook dat Paulus praat nooit weer van hierdie doring in die vlees nie. Hy praat hiervan. Hy sê die Here het hom nie kwytgeskel van hierdie doring in die vlees nie, maar dan praat hy nooit weer daarvan nie. So hy het verlief geneem daarmee, God se genade was goed genoeg vir hom, en hy het aangegaan met sy lewe. Sjoe, dit sê nogal iets van hom. Maar okay, dit was nou net inleidend. Kom ons gaan kyk dan na 1 Korintiërs 12 vers 7. As ons dan daar gaan lees, en ek wil dan vanoggend met jou kom deel, miskien voor ek dit vir jou sê, kom ons lees dit net, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie. Hier kom hy weer, ek wil net kyk of ek 'n ander skrif hier bygeskryf het, want ek is so bang ek vergeet hom. O, hier is hy. En dat ek my nie oor die voortreffelikheid van die openbaring sou verhef nie. So hier kom Paulus weer, hy sê, sodat ek nie dink ek is smart nie. Omdat God my al hierdie openbaringe gegee het. Want Paulus was weggeryk, ons het nou hier gelees, tot in die 3de hemel. As jy wonder waar is die paradys, onthou julle die paradys was eintlik in die doderyk. Die paradys is teruggeneem. Die paradys is nou die 3de hemel. Dit is nou in die hemel. As jy wonder waar is die paradys, baie keer hoor ek mense sê as iemand sterf, nou is my pa in die paradys. Dan sê ons ja, want hy is in die doderyk, die paradys is daar. Nee, die paradys is nou in die hemel. 2 Korintiërs 5 sê vir ons, uitwonend uit die liggaam, inwonend by God nou. Hy sê dis waar ek was. Daar's nie 7 hemele nie, daar's 3 hemele. En hy was in die 3de hemel gewees, en hy noem dit die paradys, as jy daar gaan lees in 2 Korintiërs 5 vers 4, 12 vers 4, wat ons nou net gelees het. Nou sê hy in vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. So ons gaan 'n bietjie kyk vandag na lesse. Lesse in waar dit kom by hierdie doring in die vlees. Lesse wat ek en jy kan leer oor lyding. Nou, ek sê nou nie ek en jy moet nou 'n rede gaan soek vir lyding nie.
En hierdie is nou lyding met 'n lang y, né? Lesse oor lyding. Ons moet nou nie 'n rede gaan soek om te ly nie. Maar daar is goed wat ek en jy deurgaan. Jy kan dit versoeking noem, jy kan dit noem net wat jy wil. Maar ons gaan seker goed in ons lewe deur. Sekere dinge gebeur en ons verstaan nie altyd nie. Veral ons charismate. Ons wil alles gesond en reg bid. Ek het geen probleem daarmee nie. Ek is nie in afsnydingsteologie nie. Ek glo die Here wil nog steeds vandag mense genees. Kyk wat het met Christian gebeur. Die Here het hom aangeraak. En ons eer die Here daarvoor. Is dit nie wonderlik nie? Christian, jou naam kom van Christus af as jy dit nie geweet het nie. En dit beteken gesalfde. Dis kosbaar. Jy weet, ek hoor baie keer mense sê, moenie my 'n Christen noem nie. Christen het 'n slegte naam. Oh my goodness. Jy openbaar eintlik jou ongeredheid. Ja, wat 'n eer om 'n Christen genoem te kan word. Weet jy wat se prys is daarvoor betaal dat jy Christen genoem kan word? Moenie daai woord minag nie, want jy behoort aan Christus. Ek wil niks met julle Christene te doen hê nie. Pas op as jy dit sê. Jy weerspieël jou geestelike bankrotskap. Werk daarvoor om 'n Christen was vir die eerste keer 'n Christen genoem in Handelinge 11, toe hulle gesit het onder die geestelike lering van die apostels. Toe hulle geluister het en die lering ontvang het van die disippels. Jy kan nie by die huis sit en sê jy's 'n Christen nie. Jy moet eers lering ontvang. Om jouself, jy moet eers jouself bekwam in die woord. Dis nie sommer net 'n woord wat ons rondgooi nie. Hy word net 3 keer genoem in die Nuwe Testament, die woord Christen. So ons sien dan, hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. So ons sien heel eerste, en dis wat ek nou vir jou gesê het, dis die eerste les wat ons hier leer is, niemand weet nie. Niemand weet. Niemand weet. Ekskuus. Niemand weet wat hierdie doring in die vlees is nie. Ons het ons eie teorie daaroor, maar niemand weet regtig wat dit is nie. Nou kom ons gaan daar, hier's miskien 'n voorstel van wat dit kan wees, Galasiërs 4. Kom ek gaan wys dit net vir jou. Ek is bly ek hoor nog iemand wat saam met my blaai, Galasiërs 4. So right, ons gaan werk na 2 mense volgende week. Ons 2 kan saam blaai. Galasiërs 4. Hy sê daar in Galasiërs 4 vers 15. Wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, jul oë uitgegrawe en vir my sou gegee het. En dan gaan ons sien iets hiervan, daar's iets fout met sy oë. Dink ons. Dis miskien die doring in die vlees, ons weet nie. En dan as jy na Galasiërs 6 toe gaan, vers 11, dan sê hy, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. So Paulus het nie sy eie briewe geskryf nie, hy het dit gedikteer. Iemand anders het sy briewe vir hom geskryf. Ons neem aan, hy het 'n oogprobleem gehad. So dis een van die moontlikhede wat daar was, maar ons is nie seker of dit is wat hy hiervan praat as hy sê, engel van Satan wat my met die vuis slaan nie, dit kan dit wees. Maar ons neem aan, dit is dalk een van die goed wat kon gebeur. In 2 Korintiërs 10, ek wil gou vir jou daar gaan lees, 2 Korintiërs 10, kom ons gaan na 2 Korintiërs 10 toe. Want daar hier Paulus het nou gesê, hy wil homself, promoveer voor die mense, nou vergeet ek wat sy Afrikaanse woord, verhef, of is nog 'n woord? Sorry? Bevorder, daar is die woord, bevorder, hy wil homself bevorder voor, kyk net wat skryf hy van ander sogenaamde apostels, 2 Korintiërs 10:17, onthou daar van hoofstuk 10 af, tot by vers 12, hoofstuk 12 waar ons nou is, stel hy homself voor in die gemeente. Hy sê daar in vers 17 van 2 Korintiërs 10, hy sê, maar wie roem, moet in die Here roem. Want nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Dis 'n enorme verantwoordelikheid om net te sê, God het gesê, ek is nou die een.
Dis 'n baie gevaarlike plek om dit te sê. As dit nie die Here is nie. So jy kan daarby gaan sit 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. Niemand weet regtig wat daai doring in die vlees is nie. Ons is nie seker nie. Maar daar's 'n rede hoekom ons dit nie weet nie. Ons gaan nou en dis belangrik. Die selleiers, julle selnotas is daar voor by die inligtingstoonbank. Dis een van die vrae wat ek vra aan die selnotas is, hoekom weet ons nie wat die doring in die vlees is nie? Hoekom weet ons dit nie? Is daar 'n rede daarvoor? Ek glo daar's 'n rede daarvoor. Ek dink een van die redes daarvoor is dat ek en jy nie wetties raak daaroor en sê, okay, sy doring in sy vlees was sy swak oë. Dat 'n ander ding nie 'n doring in die vlees kan wees nie. Enigiets kan 'n doring in die vlees wees, want die Here wil hê ons moet voorspoedig wees na gees, siel en liggaam. So, dit kon 'n psigiese toestand gewees het. As ek dink aan iemand soos wat hulle noem die prins van die predikers, Spurgeon. Het jy al ooit van Spurgeon gehoor? Spurgeon was 'n depressieleier. Hy het gesukkel met depressie. Ek weet van ander predikers wat gesukkel het met vrees, groot predikers, met perversiteit. Ek sê nou nie, jy moet 'n sonde kry en dit jou verskoning maak en sê, dis my doring, my vlees, ek kan nooit daaroor kom nie. Miskien is dit skuld. Miskien skuld jy iemand iets wat jy nie kan terugbetaal nie. En dan sê jy vir jouself die hele tyd, ek kan nie vir die Here iets doen nie, want ek skuld daai ou nog geld. As ek net daai ou se geld vir hom kan teruggee, dan kan ek vir die Here iets beteken. Nou daai is vir my 'n baie groot kenmerk van 'n doring in die vlees. Jy kry nie die geld terugbetaal nie, nou diskwalifiseer jy jouself vir die koninkryk van die Here. Pas op as jy in daai struik val. Paulus sê, hy sê ek het hierdie doring in die vlees, maar dit hou hom nie terug nie. Miskien was dit omdat hy baie mense laat doodmaak het in die kerk. Onthou julle, Paulus het die kerk vervolg. En nou sê van daardie Sanhedrin wie ook al lede vir hom, luister, jy sê dit was nie reg wat jy gedoen het nie, so jy is eintlik skuldig. So Paulus loop met daardie mense wat hy laat vermoor het, voor hy die Here geken het. Ons weet nie wat is sy doring in sy vlees nie, dat hy dalk sekere dorpe en stede as hy dit bywoon, dat daar 'n vrou met haar kinders staan, en sê, weet jy waar is my man? Jy het hom laat doodmaak. Paulus, jy. Nou wil jy vir my kom vertel, Jesus is lief vir my. Ja, right. Wie sorg vir my kinders? Verstaan jy, hierdie ou het ergens 'n enorme doring in die vlees gehad. Iets wat hom probeer terug. Hy sê dis soos die engel van Satan wat hom met die vuis slaan. Dis wat hy deur is. So ek wil jou vandag kom bemoedig. Miskien voel jy daar's iets wat jou diskwalifiseer om vir die Here iets te doen. Weet jy, dis juis nie so nie. God wil jou gebruik net soos wat jy is. Ek sê nie skuld daai ou nou forever geld nie. Probeer dit terugbetaal, bid daaroor. Probeer iets, gaan praat met hom of haar. Probeer vrede kry. Probeer vorentoe gaan. Maar moenie laat dit jou terughou nie. Al voel dit vir jou soos 'n doring in die vlees. Ons sien dan tweedens dat dis 'n engel van Satan, wat beteken God is nie die oppositie nie. Dis belangrik vir my en jou om dit te besef vanoggend. God is nie die oppositie nie. Die duiwel is. Die Here is nie my en jou oppositie nie. Hy probeer jou nie graai nie. Hy sal goed in my en jou lewe dalk toelaat, maar hy is nie die een wat jy probeer uithaal nie. Hy is nie die oppositie nie. Hierdie doring natuurlik, hierdie doring in die vlees, hierdie woord doring, is die Griekse woord, ek het hom anders geskryf, skolops. Skolops. Nou dit is die Griekse woord, en dit beteken nie net 'n klein doringkie nie. Die Engels praat van 'n steek. Ek kry nie 'n mooi Afrikaanse woord vir steek nie. Wat slaan jy in 'n wat se naam se hart in 'n vampire? 'n pen. Dis soos 'n pen, dis soos 'n skerp pen, 'n wig of 'n ding. Dis iets groots hierdie.
Hier is nie net 'n klein doringkie in die vlees nie, dis 'n doring, dis 'n styk wat in hom ingeslaan is. Dis wat hierdie Griekse woord skolops beteken. Maar God is nie daardie oppositie nie. God is nie die een wat dit aan hom doen nie. Verder sien ons dan vers 8. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk. Nie die Here van hom sou wyk nie. Dat die engel van Satan van hom sou wyk. Hoeveel keer het hy? Hy sê ek het 3 maal teruggegaan na die Here en vir hom gevra om hierdie doring in my vlees weg te vat. So wat sien ons? En dis die derde les wat ons kan leer vanoggend hier. Ek het eintlik 7 lesse uitgehaal, maar ek probeer dit nou net 3 of ek probeer dit 5 lesse maak. Ons sien dat in sy swakheid raadpleeg hy God. Hy raadpleeg God. Dis my natuurlik een van die groot karaktertrekke van 'n ware geesvervulde leier. Sal nooit in die gemeente rondloop en mense stuur nie. Jy het dit geweet. Hy raadpleeg of sy raadpleeg altyd God. Altyd. Ek sê noudag vir iemand, veroorsaak 'n rippel in leierskap en jy veroorsaak 'n golf, 'n storm in jou gemeente. Don't do it. Dis jou teken van karakter. Jy wat 'n selgroep het. 'n Selgroep is nie 'n plek waar ons sit en skinder nie. Ons het al sulke in Westerlik gehad. Ons het hulle almal verloor. As mense hulle eie ding begin doen by 'n selgroep, né? Dis hoekom ek vir julle selnotas gee. Ek wil net hê die gemeente moet in een rigting praat. Ek is nie 'n narcis nie of 'n narcissus nie. Maar ek het al geleer, as jy mense net los sonder lering, dan begin ouens en nie julle almal nie. Maar as ouens begin met hulle eie leringe. En jy kan nie glo vinnig mense van lering af weggaan en pervers begin raak in hoe hulle goed begin aanbied. Ek het al ouens verloor en saboteer so. Nou onderhou hulle weer die Sabbat. Ek wil net vir jou sê wat onder die wet is, good luck. As jy nou klaar gesukkel is onder die wet en jy kom agter die behaagte God, jy kom. Ek sê vir jou bid dat jy die Here kan aanneem en gered word. Want jy kan nie gered wees en onder die wet wees nie, dis onmoontlik. Al dink jy so, jy kan nie. Dus mag ek die woord gebruik, God is onmoontlik. Want God het genade ingestel. As jy sê, maar ek onderhou die Sabbat, jy moet vir my kom vertel hoe onderhou jy die Sabbat. Kom jy al die reëls na van die Sabbat? Al 50 reëls, ek weet nie hoeveel reëls is daar vir die Sabbat nie. Want jy aan een van daai reëls skuldig is, dan as jy skuldig, dan onderhou jy nie die Sabbat, soos wat God gesê het, in die oorspronklike wet hoe jy dit onderhou nie. Daar's geen manier wat jy God kan behaag met die wet, ooit nie. Dis hoekom ek laasweek vir jou gesê, die wet kan jou glad nie red nie. Die wet veroordeel jou, altyd. Jy sit in die kerk, en die 10 gebooie word vir jou voorgelees, en jy stap af weg en jy sê eintlik vir jouself, ek is sleg. Nee, jy gaan nooit vir jouself sê, o nee, ek onderhou daarom 9 van die 10 gebooie. Ongelukkig werk 'n wet nie so nie. Jy moet al 10 gehoorsaam, eintlik al 633 wat daar vir jou voorgeskryf word, in die eerste 5 boeke van die Bybel. En as jy dit oorskryf, sê, as jy in een skuldig is jy in almal skuldig. Die wet kan jou nooit red nie. Nie die Sabbat nie, nie omdat jy Vrydag saam met jou mense, jy weet, pas gehou, dit kan jou nie red nie. En dis hoekom die wat sterk onder die wet is, en ek praat nou van Judaïste, nie van Christus hou nie. Hulle hou nie van, 'n moslim is liewer vir die Here as 'n Judaïs. Want hy sê daarom nog, Jesus is 'n profeet. Maar iemand wat onder die wet is, wil niks van Christus weet nie, want hy weet as hy eers Christus erkenning moet gee, dan moet hy die wet los. Want die wet kan my en jou nie red nie. Ek sê nie, jy moet nou wetteloos leef nie. Maar die wet is baie strenger as jy Matteus 5 gaan lees. Waar Jesus sê, as jy net vir 'n ander vrou kyk, het jy egbreek gepleeg. So hy maak die wet so streng, dat hy eintlik vir ons sê, daar's nie 'n manier wat jy die wet kan onderhou nie. Geen manier nie. So ons sien hier in vers 8, hy raadpleeg God in sy lyde. In Spreuke 3 vers 6, kom ons gaan lees dit, Spreuke 3 vers 6, en dis belangrik vir my en jou, in ons wandel met die Here, Spreuke 3 vers 6. In die Engels is dit Speakings 3. Speakings 3 vers 6. Proverbs. Spreuke 3 vers 6.
Miskien moet ek dit sommer hier byskryf. Hierdie is dan in vers 8 wat ons hier oor praat, van 2 Korintiërs 12, maar in Spreuke 3, vers 6 staan die volgende. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. So ons sien, dis presies wat Paulus ook hier doen. Hy gaan raadpleeg God oor hierdie doring in sy vlees. 3 keer sê hy. Kom ons kyk wat staan in vers 9. En hy het vir my gesê, so, dis les nommer 3 wat ons leer is, hy raadpleeg God. Hy vra die Here om hom te help. Kom ons gaan kyk na die volgende les. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg, want my krag word ons, kom ek lees dit net saam met vers 8. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Julle, hierdie is, ek sit vanoggend weer en dink hier aan. En dis nou punt nommer 4, né? Punt nommer 4. Punt nommer 4 is, hy sê, my genade is vir jou genoeg. Onthou jy toe jy gered is? Die dag toe jy die Here Jesus Christus aangeneem het. Bloedgewaste kind van die Here. Onthou jy dit? Onthou jy dit was die Here se genade gewees? Dit was God se genade, wat jou kwyt geskeld het, van 'n gewisse, ewige dood in sonde, van die poel van vuur, van die groot wit troon oordeel. Dis die genade van die Here Jesus Christus aan die kruis, dat hy gesterf het en opgestaan het uit dood, die dood en sonde oorwin het. Romeine 4:23 praat pertinent daarvan, dat hy het vir jou gesterf, sodat jy vergifnis kan ontvang. Jy weet, vergifnis kan jy nie red nie. Jy het dit nodig, dis stap 1. Hy het vir jou gesterf aan die kruis, Romeine 4:23, sodat jou sondes vergewe kon word. Maar kan jy nog steeds nie red nie. Dis ook baie keer, ek hoor mense wat, hulle sê, papi gaan nou sterf, hy is gesterf met, maar hy wag nog net dat vrede kom, dat hulle kan vrede maak. Dis wonderlik, om vrede met, jy moet vrede met mense hê, maar dis nie vrede met mense wat jou red nie. Dis stap 1 na jou redding, na jou vrede. Stap 2 is, jy moet vrede met God hê. So, hy het gesterf aan die kruis, sodat jy vergifnis van jou sonde kan kry. En hy het opgestaan uit die graf, sodat jy gered kan word. Jesus kan nie net vir jou sê, jou sondes is vergewe en jy's gered. Gered beteken, jy kan opstaan uit die dood uit eendag. Dis een ding dat jou sondes vergewe is. Jy kan sterf, en in daardie sterflike toestand bly vir ewig, met vergifnis, maar Christus het die pad gewerk uit die dood uit. Hy het die pad bewerk. Hy het dit vir ons voorberei, dat ons ook sal opstaan. Dis kom hy sê, die laaste vyand wat jy moet oorwin is die dood. Dit beteken jy gaan sterf, en jy gaan net soos Christus opstaan uit die dood uit. Hy het dit, jy kan dit nie doen nie, hy het dit vir jou gedoen. Toe Jesus, wie het vir Lazarus gebid? Of wie het Lazarus beveel om uit die dood uit op te staan? Jesus. Wie het gebid vir Jesus om uit die dood uit op te staan? Niemand. Nobody. Hy het dit gedoen met die krag van die Heilige Gees. Hy self het die dood oorwin. As jy sterf, kan jy nie self opstaan nie. Jy kan nie. Behalwe as iemand dalk vir jou bid om op te staan uit die graf uit. Maar jy kan nie self nie. Maar wanneer jy Christus aangeneem het, dan het hy jou vergewe, en hy het opgestaan uit die dood, dit beteken jy sal ook uit die graf uit opstaan. Dis die volle prentjie van redding. Jy kan nie net na die een kant kyk nie. Baie keer met begrafnisse vra ek iemand, weet jy, pa die Here keer, sê nee, maar hy het vrede gehad met die mense. Vrede met mense red jou nie. Vrede met God red jou. Wanneer ek aanvaar, en dat ek aanvaar dat Jesus my het opgestaan het uit die dood, ek moet dit kan proklameer. Dis ek moet vir jou sê, Jowwe getuie kan nie gered wees nie. Nou praat hy weer teen kerke. Nee, ek praat nie teen kerke nie, want dis nie 'n kerk nie, dis 'n kultus. Dis 'n kult. Nie 'n ou kultus, nie 'n ou kult nie, 'n kult. Jy kan nie dit sê nie. Ja, kan. Hoekom?
want hulle glo nie Jesus het opgestaan uit die graf uit nie. As jy nie glo, Christus het opgestaan uit die graf uit nie, kan jy met die wonderlikste prentjies, want hulle het mooi boeke, met pragtige prentjies, en ek moet sê, die Jehova getuies weet om prentjies te teken, en mooi boeke te skryf, is pragtig. Hulle is vredeliewe, is goeie mense wat langs die pad staan, moet nooit lelik met hulle wees nie, weet jy, moet nooit lelik met die Jehova getuies wees as jy hom langs die pad kan nie, dis goeie mense, maar hulle ken nie Christus nie. Hulle dink Christus is die engel Michael, julle het geweet, hulle vertaal het ook so in hulle New World Translation, praat hulle van Michael, so Jesus het nooit opgestaan uit die dood, ja, hy het nooit opgestaan uit die dood uit nie. Hulle sê, sy gees is op, maar nie sy vlees nie. As jy Lukas, die laaste hoofstuk gaan lees, dan sit Jesus, nadat hy opgestaan het uit die dood, wat doen hy saam met sy disippels? Hy eet saam met hulle, dan sê hy vir hulle, kan 'n gees eet? 'n Gees kan nie eet nie. Hy staan in sy fisiese liggaam op, sy verheerlikte liggaam. Dis nie kosbaar nie. Maar ek raak opgewonde oor die goed, en dan raak die diens weer baie lank. Jammer daaroor. Maar wat kan oom sê? Ek raak uit. Ek gaan van die punt af. Ja, hy het vir Thomas gesê, voel my hande, voel my sy. As dit 'n gees was en hy dit vir Thomas gesê, as ek Thomas nie was, ek het gehardloop tot 'n ander provinsie. Waar is ons nou? Julle moenie my so van die punt af lei nie. Hy sê van my genade is vir jou genoeg. Onthou jy, die Here het jou gered. Onthou jy sy genade. Wanneer jy met ander mense werk en jy raak moedeloos, al wat ek vir jou kan sê is, die genade van die Here is vir jou genoeg. Die genade van die Here is vir jou genoeg. En omdat jy daai genade het en ek wys vir jou vinger, ons kan ons vir ander mense genade en barmhartigheid gee. As daai ou by jou bedel, partykeer is daai oogies so stokstyf staan. En hy staan daar voor die bottelstoer. Nie dat ek net by die bottelstoer daar toe ek was na Rome's Pizza op pad. Julle kan mos sien ek was na Rome's Pizza op pad gewees. Dat die Here vir jou barmhartigheid en genade gee. Ek sê nie, jy moet vir ou altyd geld gee nie. Maar hanteer hom mooi. Want hy verwag jy gaan hom lelik hanteer. Voetsek, loop. Wat nou wil jy weer kom geld vra? Om net daai barmhartigheid te toon. Want God se genade is vir jou genoeg. Daarom is jou genade vir ander mense genoeg. Gee hulle genade. Maak dit sin. Dan stop ek met my preek. Nee, ek gaan nie nou al stop nie. Nou preek ek lekker. Nou is ek in die zone. So bid nou vir genade. Jy sien, God se genade is volmaak in ons onvolmaaktheid. Is dit nie pragtig nie? Miskien moet ek dit hier skryf. Sy genade is volmaak. Amen. In ons onvolmaaktheid. Ek gaan nou die hele woord uitskryf nie. En ons onvolmaaktheid. Is sy genade volmaak. Ek het nie altyd genade vir mense, en ek het van julle nie is altyd genade nie. As ek jou sien, is ek al klaar omgekrap, man. Ag, daarom is so erg nie. Maar in ons, God se genade is volmaak. In ons onvolmaaktheid. Laat dit net so 'n bietjie insink. Kom ek gee vir jou 'n mooi voorbeeld in die skrif van die Here. En dan gaan ons by die laaste punt uitkom. 2 Petrus. Kom ons blaai na 2 Petrus. Hierdie, ek moet vir julle sê, ek dink ek het dit dalk verlede week vir julle gesê, ek kan nie meer onthou wat ek tussen julle en Radio Kantel sê nie. Ouderdom is 'n lelike ding, jong. En tannie Judith lag altyd vir my as ek sê ek is oud. En sy sê, jy's nog 'n ou spring chicken. Wel, dis wat sy impliseer. Dis nie heeltemal haar woorde nie. Sy sê, dit is tannie Judith. Sy sê, val ek lag soos jy sê, jy's al oud. Nie dat tannie Judith so oud is nie. Ek skat haar so 49. Tannie dra tannie se ouderdom baie goed. Mense. Dis die Here, tannie. Jo. Amen. Dis die Here, tannie. Daai tannie ken die skrif. Sy ken die woord. As jy sukkel met die woord, gaan vra vir tannie Judith. Ek moet haar dalk bel as ek 'n paar preke voorberei. Ek het altyd my pa gebel, want hy het die skrif ook goed geken. Pa, wat sê pa van dit? Dan soek ek eintlik 'n preek. Nou is hy al by die Here. Waar was ons nou? 2 Petrus 3.
Kom ek lees dit vir jou. 2 Petrus 3. Nou dis Petrus wat hier praat. Was Petrus 'n geduldige ou toe hy 'n disipel was? O nee. Nee, kyk, hy het vinnig gepraat, hoor. Nee, Petrus was 'n bietjie kokkie. En ons het hy die hofdienaar se oor afgekap en hy het tot die mense gevloek wat hom gesê het hy ken Christus. Toe hy Christus verloon het, nie verraai het nie, verloon het, né? Judas het hom verraai. Hy is so half 'n kokkie ou en hy praat en hy's nie op sy my se ma sê nou gesê hy's nie op sy bek geval nie. Hy het gepraat, hy het sommer 'n ding gesê. Ekskuus dat ek die woord bek gebruik het van die kansel af. Ek sal nooit weer bek sê van die kansel af nie. Ek is jammer. Maar hierdie selfe Petrus. Ja, onthou julle. Ek wil nie eintlik oor praat nie want dit ruk my binneste. Waar Jesus hom sê in Johannes 21, sê hy vir hom, het jy my lief? Dis nadat hy Jesus verloon het. En Petrus, ja, Here, jy weet, lekker, die eerste 2 keer gaan dit nog goed as Jesus dit vir hom vra. Maar Jesus vra hom, agape jy my? Het jy my lief soos wat God jou lief het? Want dis wat agape liefde is. En dan sê Jesus vir hom hierdie ding. Die 3de keer sê hy vir hom, verlei jy my? Het jy my lief soos 'n vriend? Jo, julle, dan ween hy. Hy huil. Daar staan, hy het geween voor die Here. En hy het gesê, Here, U weet alles van my. U weet dat ek U lief het. U weet dat ek U vriend is. Man, dis die kosbaarheid. So hierdie Petrus het ergens hierdie enorme ontmoeting met die Here Jesus Christus 6 weke later na daardie van daardie waar Jesus met hom praat oor is hy lief vir my of nie. Dan sien ons word hy met die Heilige Gees gedoop. Hierdie selfe Petrus staan op en hy word die vader van die kerk. Hy word die een wat die eerste keer die liggaam van Christus kom, wil ek amper sê, instigate, laat begin. So as ouens teen kerk praat, moet jy weet, hulle verstaan niks van die Heilige Gees waar dit kom, by die uitstorting van die Heilige Gees, het God sy liggaam saamgestel, dat ons in 'n liggaam saamwerk. Ek weet ek is 'n pastoor, en ek sê dit dat julle moet terugkom kerk toe, dis wragtig een van my redes, maar die ander rede is, sonder openbaring van sy liggaam is jy verlore. Jy is verlore. Daar's net 2 openbarings in die Nuwe Testament, ek het dit al baie vir jou gesê, die openbaring van Jesus Christus en die openbaring van sy liggaam. Jy kan nie een van die 2 minag nie. Jy sal net nooit 'n verhouding met die Here as jy daar by die huis sit en dink jy kan dit self doen op Facebook nie. Of op YouTube. Jy het Christus nodig, jy het nodig om met ander kinders vir die Here te meng. Dis hoe die Here ons gemaak het. Want ons is nie God nie. Ons het mekaar nodig. En so ons sien dan, hy skryf in 2 Petrus 3 vers 9 sê hy die volgende. En dis Petrus wat hy skryf. Die ongeduldige Petrus. Hy sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis die lankmoedigheid van die Here. Hoekom is God lankmoedig met ons? Want hy het genade vir ons. Hy wil ons red. Hy wil ons verlos. Hy het genade vir ons, en sy genade is vir ons genoeg. Kom ons gaan kyk miskien na die laaste les vanoggend. Nommer 5. Hy sê dan verder, want my krag word in swakheid volbring. Hy sê, my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So hier sê Paulus, hy sê, ek het aan die einde van my geleerdheid gekom. Ek het aan die einde van my dinamiese persoonlikheid gekom. Ek het aan die einde van my eie ek gekom. Ek het aan die einde van my eie planne gekom, in my eie visie, in my eie manier, in my eie metodes. Hy sê, nou kan Christus deur my leef. Paulus was 'n topteoloog gewees van sy tyd. Hy's 'n slim man gewees, hy was deel van die Sanhedrin, hy het die kerk vervolg, hy het die wette geken. Ek glo hy sou die Ou Testament vir jou kon uit sy kop uit resiteer, dis wat die ouens kon doen. Hy sê, ek het aan die einde van al my slimmigheid gekom. Hy sê, ek roem glad nie myself nie, dis hoekom hy praat vir myself as daai man, wat in die 3de hemel was. Hy sê, want ek en daai man, ons is nie eens dieselfde nie. Hy sê, want ek weet nie of ek in die gees en of ek in 'n droom daar was nie. So wat hy eintlik sê, hy sê, daar's 'n verwydering van sy vlees en sy gees.
Hy sê, ek kan nie eers met daai ou vergelyk, wat in die, hy praat van homself, wat in die hemel was. Hy sê, ek kan nie boast daarin nie, ek kan nie roem daarin nie, ek kan nie spog daaroor nie. Hy sê, dis 'n werk van God gewees. So hier sê hy dit, en nou wil ek vir jou net 2 skriffies gee, of net 1 skriffie wat daarby gaan. Matteus 6, en miskien voor ek dit vir jou gee. Kom ek lees net die volgende vers. Daarom het ek behaag in swakhede. So dis dan punt nommer 5. Hy sê dan hier, wanneer, kom ek lees dit vir jou. Hy sê, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Net voor sê hy dit, is eintlik Christus wat sterk is. Hy sê, maar omdat Christus in my is, dan is ek ook sterk. Hy sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer ek hierdie lees, dan dink ek aan Columbus. Wie van julle onthou die speurder Columbo? Of Columbus, né? My skoonseun het vir my 'n Prime Video gegee. Die eerste program wat ek gaan soek is Columbo. Of Columbus. Wat is dit, Columbo? Ja, nou gaan soek ek kom. Ek het 'n heel paar van sy, en daar's eintlik enetjie waarna ek soek, wat ek spesifiek na wil kyk. Speurder, hy het so vuil baie. Wie van julle het al Columbo gesien? Almal bo 50, steek op julle hande, né? Jy wat Prime Video het gaan kyk het. Hy het so 'n ou vuil jas en hy ry so kar wat hy 12 jaar laas gewas het. En dan loop hy so half krom en hy het 'n glasoog. Die een oog kyk net so reguit. En hy loop met so 'n sigaar. Maar hy's glad nie hoogmoedig nie. Hy's eintlik 'n luitenant in die polisie. As ek reg onthou, 'n speurder. En dan hy vra, hy kyk niemand in die oë nie. Hy vra vragie en loop so met sy sigaretjie of wat ook al, vra maar sy vragies. En as ou met hom lelik is, ou Columbo beklei nie. Hy los dit, maar ek sal vir jou sê, daai laaste 10 minute van die program kry jy net hoendervleis as hy al daai skelms uitvang. En dis vir my iemand wat swak is in sy vlees, maar actually baie sterk is. Want hy los die saak op. En almal misjudge hom. Hulle begin sommer oop te maak en om te vertel. En hulle raak slim, jy weet, moordenaars, dis seker maar baie narcissisties. So hulle sterk in hulle self en hulle vertel en hulle gesels en hulle praat hulle self vas. En om net te sien hoe hulle uitvang. En ek dink ek en jy moet baie soos 'n Columbo wees, nou net nie 'n sigaar gaan rook nie. Net nederig. Net hoor wat die Here sê. Net by sy voete bly. Soms doodstil te bly, dat die Here dit uitsorteer. Ek dink dis die beste plek om by te wees. Matteus 26, kom ons gaan kyk hoe Jesus dit gedoen. Toe Jesus op sy swakste was, Matteus 26. Hier is een van daardie pragtige skrifte. Matteus 26. Jesus is hier der 11de uur net voor hy sou sterf. En hy sê hierso in vers 39. Matteus 26 vers 39. Ek weet ek het sommer net hier vir jou byskryf. Jy kan Romeine 5 ook gaan lees, maar ek gaan dit nie nou vir jou lees nie. Hy sê daar, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval, en julle, hoor gou mooi, dis die God van die heelal, Jesus Christus, wat op sy aangesig neerval. Het jy dit al ooit raak gelees? Kyk sy nederigheid. Kyk sy afhanklikheid teenoor sy hemelse Vader. Hy val neer op sy aangesig en hy het gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dan stap hy terug na sy disippels, hulle is vas aan die slaap. Vers 42, weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan hoor bid Jesus nou. Die eerste keer bid hy, Here, as hierdie beker by my kan verbygaan, laat asseblief by my verbygaan. Kom ek lees net weer vir jou. Hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die tweede keer sê hy, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied.
Hoe is dit vir 'n tipe van 'n doring in die vlees? Van 'n lyde wat iemand deurgaan. Sê Vader, as ek dan hierdie styk moet vat, hierdie wooden styk, en hy word in my liggaam ingesteek, is dit reg? I will take it. Jy sien, dis hoekom Christus vir Paulus sê, my genade is vir jou genoeg. My genade. Wanneer jy in 'n situasie kom waar daar konfrontasie is, God se genade is vir jou genoeg. Laat jou genade vir daai persoon wat jy in konfrontasie is, ook genoeg wees. Dis wat ek leer hier by Paulus. Paulus praat nooit weer hiervan nie. Hy hamer nie op hierdie storie nie. Hy gaan nie aan daaroor nie. Hy verwys nie die hele tyd terug daarna nie. Het die doring van die vlees weggegaan? Ons weet nie, dis natuurlik ons ouens se vernuwing sê, ja, ons weet nie. Ons weet nie of dit weg is nie. Maar hy het nooit weer terug verwys nie. Maak nie saak wat jy in jou lewe deurgaan nie. Pas op elke keer as jy terug verwys, behalwe as dit 'n getuie is, 'n getuienis is, te sê die Here het vir iets gedoen. Pas op waarna jy terug verwys. God se genade is vir my en jou genoeg. Amen. Vader, dankie, dankie Here vir u kosbare genade. Here, ek begin al hoe meer te verstaan hoekom ouer mense, as jy hulle vra hoe dit gaan, vir jou sê, deur sy genade gaan dit goed, of ek is maar onder sy genade. Here, hoe ouer ons raak, hoe meer volwasse ons raak, hoe meer karakter ons kry, hoe meer besef ons, dis u genade. En ons dankie daarvoor, Vader. Ons eer u vanoggend daarvoor. Here, as dit nie vir u genade was nie, Vader, ek wil myself nie indink waar ek sou gewees het sonder u genade nie. Ek sou glad nie die hemel gemaak het nie. Glad nie, daar's nie 'n manier. Ek sou totaal 150% skuldig voor u gestaan het. Maar dankie vir u genade, Here. En Vader, dis my gebed ook vir ons as 'n gemeente. Hier sit kosbare mense vanoggend hier. Here, dat ons 'n gemeente van lankmoedigheid en genade sal wees teenoor mekaar. Dat as ons met mekaar werk, met mekaar omgaan, met mekaar kuier, selgroep saamhou, uitreike op 'n Vrydag of wanneer ook al, Here, dat ons sal onthou, u genade is genoeg vir ons. Ons dankie daarvoor, Vader. Ek wil vanoggend jou kom vra wat hier voor my sit terwyl ons bid, terwyl ons oë gesluit en ons hoofde gebuig is. As jy vanoggend hier sit, jy sê ek soek daardie genade van die Here in my lewe. Ek is nie seker of ek 'n kind van die Here is nie. Ek het sy genade nodig. Want ek vanoggend vir jou goeie nuus, die Here wil jou kom red. Die Here wil jou kom vrymaak. Ek, en soos baie van my ander leiers, kan glad nie vinger na jou wys nie. Daar's nie 'n manier nie. Ons kom nie na die tyd by mekaar en sê, o, sien jy, Jerry het sy hand opgesteek. Ons het gewag dat hy dit gaan doen. Ons is nie so nie, want ons is nie met daai valse genade gered nie. Ons is met Jesus se genade gered. Ons weet waaruit ons gekom het, en wat die Here vir ons gedoen het, en waar ons vandag is. En as jy nog nie daar is nie, is daar vandag vir jou uitnodiging. Jesus Christus wag vir jou. Jy kan vandag sê, Vader, hier is ek. Ek bring my lewe na u toe. As jy een van daardie persone is wat sê, ek ken nie Christus nie. Ek is nie seker oor my redding nie. Nou wil ek weer vir jou sê, hoe is 'n mens nie seker oor jou redding nie? Is eenvoudig. Jy is nie seker daaroor nie. As jy nie seker is daaroor nie, dan wil ek jou vanoggend vra, steek vir my jou hand op, net daar waar jy is. Ek gaan nie vir jou sê, jy moenie skaam wees, want jy is dalk skaam. Dis alright, jy mag maar skaam ook wees, maar steek op jou hand. As daar sulke mense vanoggend is, steek net op jou hand. Of jy sê, ek het gebackslide, ek het teruggeval. Steek net vir my op jou hand. Ek wil net saam met jou bid. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Daar's miskien baie dankie. Ek sien daardie hand. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Dankie Jesus.
Dankie, Here. Thank you, Jesus. Ek gaan jy nie vanoggend vorentoe roep nie, jy hoef nie bang te wees nie. As jy vanoggend sê, jy soek die Here in jou lewe, jy is nie seker oor jou saligheid nie, steek net vir my op jou hand, daar waar jy is. Dankie, Vader. Baie dankie, baie dankie. Kinders is welkom, almal is welkom. Daar is nie 'n afsnypunt nie. Thank you, Jesus. Julle kan weer julle hande laat sak. Ek gaan 'n baie eenvoudige gebed vandag saam met jou doen. En dan wil ek jou uitnooi na die tyd om vorentoe te kom. En ons gaan hier saam met jou bid. As jy dit nie wil doen nie, ek verstaan dit. Ek gaan 'n gebed saam met jou doen. Maar ek het ook 'n blaadjie wat ek vir jou in die hand wil gee, of wat jy kan gaan neem daar agter, wat jy by die huis kan gaan deurwerk. Miskien saam met jou kinders, as hulle ook hulle hande opgesteek het, net saam met hulle, 'n baie eenvoudige blaadjie wat jou verduidelik die weg tot saligheid. Maar ek wil net 'n gebed saam met jou doen. En sit jy vandag, wil ek amper sê, in my skoene, dat terwyl ek hierdie gebed bid, bid dit in jou hart saam met my. Vader, dankie dat ek vandag na U toe kan kom. Here, ek besef vandag, ek het 'n redder nodig. Ek het U genade nodig, Here. Sonder U genade is ek verlore. Here, daarom bring ek vandag my hele lewe na U toe. Ekskuus julle, ek gaan net bid sodat 'n kind ook kan verstaan. Jesus, ek bring vandag my hele lewe na U toe. En Jesus, ek vra dat U my sal kom red. En ek kan vir U vra om my te red, want U het U self gered uit die graf uit en het opgestaan om vir my te leef. En ek vat daardie geskenk ook nou vir myself, om te weet dat U my sonde kom vergewe, en dat U my, nie net my sonde vergewe nie, maar dat U vir my opgestaan het uit die dood, en net so staan ek uit die ewige dood, en ek leef saam met Christus. En Here, dankie dat U hierdie hart van klip nou wegvat, en my hart van vlees gee, 'n sagte hart, sodat ek na U Gees kan luister. Vader, dankie dat ek vanoggend na U toe kan kom, dat ek my verlede vir U kan kom gee. Ek vra dat U dit sal kom uitwis met die bloed van Jesus, dat U my sal kom skoon was, dat U my sal kom reinig en my sal kom heilig, dat U my 'n nuwe skepsel sal kom maak. In Jesus se naam. Amen. Daar het 'n hele paar van julle hande opgesteek vanoggend, en dis jou eerste stap, glo ek, tot redding. Van julle, toe jy hand opsteek, het jy gered geword, van julle nog nie. Dit hang maar af van die Heilige Gees, hoe hy dit doen, want ek kan jou nie red nie, net die Gees van God kan. Maar ek wil jou graag help in jou reistog saam met die Here. Daar agter op daai tafeltjie, net daar agter by daai deur, is daar 'n tafeltjie. Kry vir jou gerus 'n blaadjie daar wat vir jou presies wys wat redding is. Miskien wil jy net ene neem omdat jy belangstel, neem gerus ook 'n blaadjie. Ek weet nie of daar genoeg is nie, maar jy kan vir jou gerus 'n blaadjie daar neem. En gaan werk dit deur by die huis. Maak dit jou Bybelstudie vir die week. Jy sal nie spyt wees nie. Selfs jy wat al 'n ou kind van die Here is, maak dit jou Bybelstudie van die week, gaan neem vir jou gerus 'n blaadjie daar. Jy is welkom. Baie geluk met jou wat vanoggend daai besluit vir die Here gemaak het. Ons gaan 'n laaste lied vir die Here vanoggend kom sing. So ek gaan jou vra om saam met my op te staan, en daarna gaan ons afsluit met gebed.